Ek het net nou gesê ons reis so 'n bietjie in die volgende 4 aande in 1 Petrus 1 saam. En ons gaan letterlik vanaand 2 verse saam lees. En voordat ons hierdie 2 verse saam lees, sommer net so 'n gedagte of 2 wat ek saam met jou deel en waaroor ek saam met jou dink. Want in hierdie week is ons op reis ook saam met die Heilige Gees. En ons het die geneigtheid nogal om in ons menswees die Vader, die Seun en die Heilige Gees dalk so 'n bietjie uitmekaar uit te trek. En asof dit 3 onafhanklike individue is. En wanneer ons vanaand stil staan, gaan dit juis daaroor oor ons gebondenheid en ons verbondenheid aan die drie-enige God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die 3 wat saam een is. En is kosbaar as ons eintlik so 'n bietjie gaan grou en gaan delf in die Bybel, selfs so vroeg soos in Genesis, waar ons dan hierdie 3 eenheid beleef reeds daar. As ons sommer daar in Genesis 1 dit saam lees om te sê die Gees van God het oor die waters gesweef. So die Heilige Gees vier ons in die kerk dalk in 'n week, want nou na Hemelvaart was Jesus se opdrag aan die disippels, moenie van Jerusalem af weggaan nie totdat julle nie die gawe van die Gees ontvang het nie. En dit is wat ons dan nou vier. 10 dae na Hemelvaart was die Pinkstergebeure gewees. En dit lees jy nou in Handelinge 1 en Handelinge 2, waar die Gees uitgestort is. En wat so kosbaar en besonder is in die Johannes Evangelie, dan sê Jesus vir hulle, ek gaan nou weg, maar ek sal julle nie wees agterlaat nie. Ek sal vir julle iemand anders stuur. Ek sal vir julle 'n voorspraak stuur. Ek sal vir julle een stuur wat saam met julle sal kan leef. En dit is waarom ons hier is. En dit is ook die journey wat ons hierdie week het, om so saam te reis, as ons bietjie saam dink ook oor hoe ons die Gees en die Heilige Gees en ook die drie eenheid in sy totaliteit in ons lewe kan vier. As ons nou so 'n bietjie meer tyd gehad het vanaand en 'n bietjie meer tyd gehad het om mekaar beter te leer ken, dan sou ek graag by julle wou hoor waar jy vandaan kom. Want daar is plekke in ons land waarvan jy waarskynlik net weet as jy iemand ken wat daar vandaan kom, of as jy self dalk in jou lewe daar was. Nou ek hoop nou nie die plekke wat ek nou gaan na verwys vanaand is plekke wat jou tuisdorp is nie. Maar ek wonder hoeveel van julle het geweet, en ek het eerste keer daarvan geweet toe ek daar deur is, dat daar 'n plekkie in Suid-Afrika is met die naam Lykso. En dan is daar ander plekke. Kyk, Afrikaners het ek weet, hulle het snaakse gedagtes gehad toe hulle plekke name gegee het, want ek weet nie wat het so gelyk toe hulle die plek se naam Lykso gemaak het nie. Maar dis Lykso. En dan is daar 'n ander plek amper teen die Botswana grens wat Brei is. En aanvanklik het iemand vir my eerste keer gesê het Brei, het ek gedink dis iets wat iemand doen op hulle ou dag. En vergelegen. Nou, dit is dalk 'n plek waar iemand meer vandaan kom. En ek noem nou hierdie plekke want ek wil by 'n volgende plek uitkom. En as ons 1 Petrus net nou gaan lees, gaan julle begryp waar hierdie vandaan kom. Want ek maak so 'n klein bietjie voorbrand. Want ek wonder of weet julle waar sou die plek wees Moedverloorse vlakte? En ek dink nie dis noodwendig, of ons moet dalk vir mekaar vra, hoe ver is Moedverloorse vlakte, as ons sommer saam met ons in ons geesfees hieraan dink. Nou moet ek jou sê, Moedverloorse vlakte is dalk nie 'n fisiese plek soos Potchefstroom 'n plek is nie. Of soos Lykso 'n plek is nie. Jy gaan Google nou Lykso, jy gaan Lykso kry op Google Maps. Maar jy gaan dalk nie noodwendig Moedverloorse vlakte op Google Maps kry nie. Maar ek dink almal van ons was al daar. Almal van ons was al by 'n plek gewees waar jy moedeloos was. Waar jy net die kans gesien het vir dit wat voor lê nie. En jy's dalk op hierdie stadium van jou lewe daar, veral omdat die eksamen voor lê. En julle is pas uit 'n semesterweek mos nou uit, of julle is nou al 'n week in die gang weer, maar nou lê daar 'n eksamen voor.
En sommige kere oorweldig die lewe net en kom druk die lewe net. En kom kry die lewe amper die beter kant van ons. Dat ons dalk almal bekend is met hierdie plek met verloorse vlakte. Wanneer Petrus hierdie brief skryf, is dit geskrywe aan mense wat geweet het van die plek met verloorse vlakte. Hy praat met hulle en dan sê hy vir hulle, sommer daar aan die begin, ek gaan dit nou saam met julle lees, oor hulle is vreemdelinge. Vreemdelinge wat verspreid gewoon het oor die destyds bekende wêreld. En op 'n manier, as ons nou gaan 1 Petrus 1 vers 1 en 2 saam lees, gaan jy met my dalk saamstem as ons hierdie lees, en ek vertel vir jou hierdie sodat dit net bietjie beter begrip het. Dat hierdie mense was, wat selfs die aanwysings geken het na 'n plek soos Moedverloorse vlakte. Die aanwysings was eenvoudig geweest, volg die bordjies. Die bordjies wat wys bly gelowig, die bordjies wat wys volhard in geloof, die bordjie wat wys glo net end uit. Want dit is wat hulle nabye omstandighede opgesom het. Petrus skryf dit as 'n omsendbrief, as 'n brief wat primêr bedoel is vir bemoediging. Ek gaan nou iets daaroor sê. Dis anders as Paulus se briewe, dis anders as die Korinteërsbrief, dis anders as die Romeinebrief, dis anders as Galasiërs en dis anders as Efesiërs. Want as Paulus daai briewe skryf, het hy 'n bepaalde gemeente in gedagte. Dis hoe om vandag vir Kandelaar gemeente 'n brief te skryf. En of 'n Bultgemeente 'n brief te skryf. Jy het 'n bepaalde gemeente in gedagte, jy het 'n bepaalde konteks in gedagte, jy het 'n klomp studente of volwassenes in gedagte wanneer jy hierdie brief geskryf het. Dis Paulus se briewe, baie van hulle. Daar is enkeles wat aan persone of individue gerig is. Petrus se brief is anders. Petrus se brief was 'n brief gewees wat van plek na plek gestuur is. Om te sê, hou net moed. Om te sê, bly net gelowig. Om te sê, bly eintyd gelowig. Want die omstandighede van hierdie eerste lesers, die omstandighede van hierdie eerste hoorders, was eintlik uitsigloos. Was eintlik donker. En ek lees 'n stukkie wat eintlik dit vir my mooi stel, wat sê, die gordyn het oor hulle môre gesak. Daar was amper hopeloos. Daar was, wat's die use? Hoekom gaan ons aangaan? Dit was die gevoel in die hart en die mentaliteit. Nee, hulle het nie geweet wat met hulle sou gebeur die volgende dag nie. En dan kom Petrus en hy skryf aan hierdie mense wat hulle amper op die voorstoep van die Romeine bevind. En hy sê vir hulle, sing 'n loflied. Hou moed. Hou goeie moed, al is die toekoms uitsigloos. Loof die Here met onuitspreeklike en heerlike blydskap. Is 'n teksgedeelte wat my eintlik baie fascineer. As ons, daar sê. 'n teksgedeelte wat my eintlik baie fascineer as ons hierdie lees. En vanaand staan ons dan net stil by hierdie 2 verse. As Petrus vir hierdie mense sê, die brief is geskryf van Petrus, apostel van Jesus Christus, aan die uitverkorenes van God. Vreemdelinge in die wêreld. Mense wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië, Bithynië. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. En ek sê weer, dis eintlik vir my 'n fascinerende gedeelte. Ek sit so lank daarin op die skerm. As Petrus hierdie gemeente groet, of hierdie mense groet, of hierdie vreemdelinge groet, of hierdie mense groet wat eintlik nie weet of die son môreoggend vir hulle gaan opkom nie, dan sê hy vir hulle eers aan die uitverkorenes van God, maar ook vreemdelinge in die wêreld. Dis 2 teenstrydige begrippe wat hy hier direk langs mekaar kom sit. Om hulle eintlik hiermee te herinner
aan 'n onsaglike waarheid wat diep gesete lê binne in hulle identiteit. Dat God en God alleen is die bepaler van jou identiteit. As gelowige is dit uiters belangrik om hierdie ook te onthou. Al is die uitsig hoe troebel en al is dit hoe donker en al voel jy hoe ontuis. En ek gaan nou kom by die vreemdelinge. Hoe ontuis in hierdie wêreld met sy dinge. Is daar een ding wat baie duidelik gehoor moet word. God het jou gekies. God het jou gekies uiteindelik om vir hom te gaan leef. Maar nie omdat jy sekere goeie eienskappe gehad het nie omdat jy aan 'n bepaalde kriteria voldoen het nie omdat jy so goeie mens is nie omdat jou punte dalk so goed lyk nie omdat jy op 'n manier hiervoor kwalifiseer nie. Uit genade, en genade is moeilik definieerbaar, maar uit genade uit het God jou gekies omdat hy dit kon doen. Dit was sy besluit waarvoor hy aan niemand verantwoording hoef te doen nie. En dan wil ek eintlik sê, as ons hierdie hoor net hierso. God kies jou omdat hy jou wil kies. Nie omdat jy so begaafd en mooi en slim en soet en wat ook al is nie. Kies jou omdat hy jou wil kies. En hy het nie nodig om aan iemand verantwoording daarvoor te doen nie. Dan wil ek amper hier bykom voeg om te sê, live up to it. Gryp dit met albei hande aan. As jy hoor wat hierdie gedeelte net in hierdie eerste vers vir jou, van jou kom vertel, dat God die een is wat na jou toe kom en jou hierin gekies het, hoe anders kan ons nie as om dan dit met albei hande aan te gryp nie. Om hier volgens te gaan lewe, volgens die identiteit wat God aan jou toegesê het. Dan weet julle wat doen ons? Dit is vir ons moeilik. En dis hoekom dit vir ons sleg is as ons hoor vreemdelinge in die wêreld. Want ons wil in ons menswees vir God aanbid deur die oë van die wêreld. En Petrus kom sê vir ons, dis nie hoe dit werk nie. Ons kan nie die wêreld se maatstaf gebruik om God daarmee te dien nie. Ons kan nie die wêreld se beginsels gaan gebruik en gaan haal om God daarmee te dien nie. Want 'n ander ding wat deel is van ons identiteit, omdat God ons uitgekies het, omdat God ons uitverkoor het, lewe ons as vreemdelinge in hierdie wêreld. En wat beteken dit? Om te lewe soos God in sy woord dit aan van ons vra, om te lewe binne daardie identiteit wat God vir jou gegee het, bring hierdie kontras. Bring hierdie verandering, hierdie andersheid mee in jou lewe teenoor die van die wêreld. Dis in Romeine waar Paulus skryf, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. En ons kan baie voorbeelde opnoem daarvan. Van hoe dit sou wees om aan die sondige wêreld gelyk te word nie. En vir die moderne gelowige is dit nog moeiliker. Want ons staan met ons een voet in die wêreld en ons staan met ons een voet in die kerk. Maar wat eintlik vanaand hier vir ons kom sê is, ons kan nie. Dit werk nie. Ons kan nie, ek gaan net dit wys op die skerm, ons kan nie vriende met beide wees nie. Ons kan nie vriende met God wees nie, ons kan ook nie vriende met die wêreld wees nie. En dit is tog wat ons poog en wat ons dikwels op 'n daaglikse basis probeer doen. Daarom is dit vir ons moeilik om te onderskei wat is God se wil. Daarom is dit vir ons moeilik om te lewe volgens God se wil. Want ons het 'n klompie wêreldse begrippe deel gemaak van hierdie goddelike identiteit waarmee ons leef as uitverkorenes. Omdat ons nie meer vreemdelinge wil wees nie. Omdat ons wil inblend by die samelewing. En om iets hiervan te verstaan, moet ons eintlik terugblaai. Om iets van die grootsheid en van die uniekheid hiervan te verstaan. Net een aangaan.
moet ons eintlik net terugblaai na Genesis 15 toe. Genesis 15 wat die belangrikste hoofstuk waarskynlik is in jou Bybel. En as jy nou vanaand tyd het of deur die loop van die week tyd het, gaan lees weer Genesis 15. Genesis 15 is daar die eerste plek in die Bybel waar God 'n commitment maak teenoor die mens. Waar God 'n verbond met Abraham sluit. Waar God vir Abraham sê, ek besluit, ek sal jou God wees. Maar nie jou nie. Ek sal ook die God van jou nageslag wees. En ook die God van hulle geslagte. En liewe vriende, ek hoop ons hoor hierdie. En ek hoop ons begryp hierdie. En ek hoop ons begryp die omvang hiervan. Hierdie goddelike toewyding en hierdie goddelike verbintenis teenoor die mens word by verskeie geleenthede in die Bybel herbevestig. Ek dink verder in Exodus wat ons daarby by die uittog uit Egipte uitkom met die Sinaï gebeure. Maar uiteindelik bereik dit die hoogtepunt. Ek wil amper sê die ultimate hoogtepunt in die persoon en in die lewe en in die mens van die Here Jesus Christus. As hy met sy lewe, met sy eie menswees, met sy eie liggaam, homself opnuut aan ons kom verbind. Dat sy liggaam gebreek is, dat sy bloed gevloei is, om vir ons te sê, dat dit in Genesis 15 beloof is nou nog van krag. En sodat ons as mens dit nie moes vergeet nie, is die Heilige Gees uitgestort. En is die Heilige Gees vir ons gegee om ons konstant daagliks daaraan te herinner. Daarom skryf Petrus verder, hy sê, soos God die Vader dit vooraf bestem het, dis in vers 2 wat ons net saam gelees het hy julle uitverkies en deur die Heilige Gees afgesonder. Met ander woorde, om aan hom alleen gehoorsaam te wees, nie aan 'n klomp wêreldse begeertes en 'n klomp wêreldse dinge nie. En ek gaan nie vanaand 'n klomp wêreldse dinge en wêreldse begeertes as voorbeeld hier opnoem nie. Ek dink jy verstaan wat ek bedoel. Besprinkel met die bloed van die Here Jesus Christus wat eintlik om sê, jy is duur vrygekoop. Hierdie wens, hierdie vredewens, mag daar vir jou genade en vrede in oorvloed wees as jy hierdie begryp. Ons verbondenheid aan die drie enige God lê hierin gesetel. Deur God gekies, deur die Heilige Gees afgesonder en deur Christus vrygekoop. En dan sê hy net een ding. Wees gehoorsaam aan God en God alleen. Ek wil amper so ver gaan om te sê, wees trots om 'n vreemdeling te wees in hierdie wêreld. Wees trots daarop as jy nie tuis voel nie. As dit vir jou minder aangenaam is in hierdie wêreld. Ons verbondenheid aan die drie enige God lê hierin gesetel, omdat hy die verbond gesluit het, omdat hy eerste daardie stap gegee het, om 'n verbond met ons te sluit. En in sy wese is God 'n verhoudingsgod, wat met die mens in verhouding beleef. In Galasiërs 5 word ons weer 'n keer daaraan herinner, as ons die wat Christus hier, die wat aan Christus Jesus behoort, lewe deur die Gees. En daarom laat die Gees nou ook ons gedrag en ons lewe bepaal. Disippels saam op pad. Dit is een van Kandelaar se visies. En 'n disipel saam op pad is saam met Christus in sy voetspore. En die wat aan Christus behoort, dit is wat hierdie gedeelte van ons kom sê, as jy aan Christus behoort, en ek glo as jy vanaand hier sit, is dit jou belydenis, en is dit wat jy sê, dit is wie ek is, dit is my identiteit. Lewe deur die Gees. Daarom laat die Gees dan nou ook ons gedrag en ons hele lewe bepaal. Ek maak klaar. Ek wil hê jy moet hierdie vanaand hoor. En dit is die een enkele ding, dat daar 'n besonderse band bestaan tussen jou en die een wat hierdie skepping gemaak het en onderhou. En hierdie kan ek nou vanaand vir jou sê, maar ek kan jou dit nie maak glo nie.
Jy moet hier jou eie maak. Daar bestaan 'n buitengewone besonderse band tussen jou en hom wat hierdie hele ganse skepping gemaak het en onderhou het. En nie omdat jy so goed is nie. Nie omdat jy so oulik is nie, nie omdat jy dit enigsins verdien nie, nie omdat ek en jy dit enigsins verdien nie, maar omdat die Here hierdie band wil hê. Want dit maak van my en jou unieke mense. Wat anders moet lewe in hierdie wêreld waarbinne ons leef. Vreemdelinge vir hierdie wêreld waarbinne ons 'n bestaan maak. Kinders van God wat uitstaan. Ek wil amper so ver gaan om te sê, as die wêreld na jou as 'n gelowige kind van God kyk, moet hulle dink jy's weird. Want in jou identiteit van wie jy is, en in hierdie identiteit wat gesetel lê in die drie enige God en in die verbondenheid aan God, moet ons anders wees. Ek sê vanoggend vir 'n klompie jong mense, ons probleem en ons uitdaging in die dag waarin ons vandag leef, en ek dink op universiteit sal jy dit dalk ook kan beamoen, is dat ons wil inblend. Ons wil almal iemand wees met wie daar rekening gehou word. Ons wil, en as dit bepaalde dinge van my vra, of as dit bepaalde dinge van my eis, dan doen ek dit. Ek wil behoort tot 'n bepaalde vriendegroep, of tot 'n bepaalde groep, of tot 'n bepaalde kategorie mense. En weet jy wat, as volwassene strap jy ook in daai gat. Dis by 'n geleentheid wat 'n teoloog gesê het, as jy as volwassene by 'n plek kom en jy vang jouself dat jou identiteit gekoppel is aan die volgende 3 dinge. Wat jy is word bepaal deur wat jy kry, waar jy bly en wat jy ry, dan het jy 'n probleem. En ons almal trap van tyd tot tyd in daardie gat, omdat ons nie vreemdelinge wil wees nie, omdat ons nie anders wil wees nie. Maar die woord van die Here kom sê vir ons vanaand, uitverkorenes van God, kinders van God, vreemdelinge in hierdie wêreld. Mag daar vir jou genade en vrede en oorvloed wees. Ek sluit gou af net wat in Jakobus staan hè. As die wêreld na ons kyk, moet hulle ons andersheid raak sien. Ons kan nie wil gelyk wees aan hierdie wêreld nie. Want Jakobus sê vir ons, weet julle nie dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. En dit laat ons, en ons gaan nou in hierdie week wat voorlê, gaan ons so 'n bietjie verder hierin reis oor die keuse wat ons moet maak. Want dit laat jou voor 'n keuse, jy het 'n keuse tussen een van 2 dinge. En jy kan daai keuse vanaand maak. Wil jy vriende wees met die wêreld? Met ander woorde, nie as 'n vreemdeling gereken wees nie. Of wil jy vriende wees met God? Die hand wat na jou uitgereik is, aangryp met beide hande. Want daar is gevolge. En dan sê ek, daarom dan eerder 'n vreemdeling. Daarom eerder gesien word as 'n vreemdeling, maar 'n uitverkorene van God. As jy 'n vriend van die wêreld is, maar vir God verwerp. Mag die Here ons lei in hierdie reeks, en mag die Here saam met ons hierdie pad stap, om so te leef, dat ons ten einde, as ons hier by Woensdag aankom, dat ons weet, watter keuse sal die beste keuse wees, vir ons elkeen om te maak. Amen. Here, as ons vanaand hier saam is, en hierdie geleentheid afskop, om die Gees te vier, dan kan ons nie anders as om te dink aan ons verbondenheid en ons gebondenheid nie. Dat ons deur die Gees wat in en deur ons lewe 'n ander identiteit het as wat die wêreld van ons vra en wat die wêreld van ons verwag. Here, dat ons daardie identiteit sal embrace, dat ons dit sal omarm, dat ons vrede daarmee sal maak. En ek weet, Here, maar
hierin is daar vir ons hoop. Hierin lê daar vir ons hoop, al is die toekoms voor ons donker. Al weet ons nie waar om onsself nou te posisioneer nie. Al weet ons nie, wat gaan ek maak dalk in die eksamen nie. Al weet ek nie, hoe gaan ek hierdie ding moet oorbrug wat voor my op hierdie stadium lê nie. As ons net kan hoor, Here, wat Petrus hier begryp as hy vir ons kom sê, deur God uitgekies, deur die Gees afgesonder en deur Christus vrygekoop. Here, mag ons die keuses wat ons maak, mag dit dan 'n keuse wees van veel eerder vreemdelingskap as wat ons in vyandskap met U staan. Dat ons U kies, al pas ons nie by die wêreld in nie. Dat ons sal uitstaan deur hierdie identiteit wat in ons is. Hierdie nuwe identiteit wat U vir ons gegee het. En mag U ons lei in hierdie week wat voorlê, waar ons elke aand om 6:00 hier bymekaar kom. Dat U hierdie vir ons kom oopbreek en dat U hierdie afspraak met ons kom maak. Sodat ons U kies elke keer. Omdat U ons eerste gekies het. Ons bid hierdie alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons gaan staan, dan ons 'n laaste lied wat ons gaan sing in aansluiting by wat ons hier is, net oor verwondering van wie ons is in hierdie identiteit. As ons kan nie anders om te sê, Here, hoe groot is U, dat U ons as mens hiertoe uitgesonder het. Kom ons staan, en dan sing ons hierdie lied saam. O Heer my God, as ek in U bied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer U grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe fluister gras en stroom en wind. O Heer U sorg, verklein, vergroot vir alles, en U sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer U grote naam.
Mag daar vir jou genade en vrede in oorvloed wees. Ontvang ons Here se seën en gaan leef in hierdie wete dat hy saam met jou leef. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die nabyheid en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is en bly en leef saam met jou. Amen.